Kom sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Ek was vasgehou deur vrees en skuld. My oë moeg van vorentoe kyk. Ek het gehardloop, maar net in sirkels, tot U my naam weer sag kom sê. U roep my nader, nie met eise nie. Net kom en sien, bly hier by my. In U teenwoordigheid begin iets breek. En ek leer weer wat dit is om te leef. Lewe, ek laat los die handbrake nou. My oë vas op Jesus gehou. Nie perfeksie nie, net elke tree. U genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer nuut van binne af. Jesus, U is my begin en einde. En U alleen leer ek regtig leef. U raak aan wat ander vir my het. U sien die seer wat niemand sien. U kyk verby die wond en maskers. U praat vergifnis diep binne-in. Liefde gaan dieper as genesing. U waarheid bring my hart tot rus. Waar ek gedink het ek is verlore, Noem U my kind en hou my vas. Lewe, ek laat los die handbrake nou. My oë vas op Jesus gehou. Nie perfeksie nie, net elke tree. U genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer net van binne af. Jesus, U is my begin en einde. En U alleen leer ek regtig leef. 'n Vader wat hardloop, arms oop. Nie veroordeel nie, maar hoop. 'n ander soort koning sag en naby, met 'n kruis wat sê dit is volbring. Ek gee my beheer, ek volg die pad van oorgawe, liefde in beweging geset. U lewe in my, my lewe in U. Nou leef ek nie meer net vir myself nie. Lewe, nie deur wat ek doen nie, maar deur wat U reeds klaar gedoen het. Lewe, want U het opgestaan. Die graf is leeg, die dood verslaan. Lewe, U leef en daarom ek 'n nuwe begin, 'n nuwe perspektief. Jesus, U is my alles. In U leer ek lewe. Lewe. Baie welkom by Kruispad 247 se aanlyn erediens. Toe Gerrie Ben vir my vra om 'n boodskap te deel oor liefde in beweging, het ek dadelik ingestem. Nie omdat ek dink ek weet alles van die liefde nie, maar omdat ek elke dag iets sien wat my verstom. Ek sien 'n voorbeeld van liefde wat nie net praat nie, maar beweeg. En ek wil dit graag later met julle deel. Ons tema van liefde in beweging gaan eintlik oor die woord van God in aksie. Dis die Bybel in praktyk. Dis wanneer geloof nie net iets is wat ons sê of glo nie, maar iets wat sigbaar word in hoe ons leef. Dit klink na 'n lekker en bekende onderwerp om oor te gesels, maar moenie 'n fout maak nie. Hierdie tema gaan ons almal uitdaag. En ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. Hoe lyk liefde wanneer dit begin beweeg? Nie wanneer ons daaroor praat nie, nie wanneer ons daaroor sing nie, maar wanneer dit regtig begin leef. Voor ek julle van die voorbeeld vertel wat my so opgewonde maak, gaan ons eers 'n paar oomblikke stil raak. Kom ons haal diep asem en kom ons word net weer bewus van God se teenwoordigheid hier by ons.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om sonder beperkings die woord te kan lees en met mekaar daaroor te kan praat. Vader, maak ons harte ontvanklik vir die tyd wat ons nou by mekaar is en wat u Gees deur die woord met elkeen van ons gesels. Vader, dankie dat die woord die mag en die krag het om ons lewens te verander. Mag dit ook so wees na vandag se boodskap. Amen. Kom ons luister nou na die baie bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan. En ons lees uit Lukas 10, vers 25 tot 37. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" En hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit het gebeur totdat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en hy sê: "Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs kom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." En toe sê Jesus vir hom: "Gaan en maak jy net so." Nou in die verhaal wat Jesus vertel, sou mense dalk verwag dat dit juist die godsdienstige mense is wat die arme man langs die pad sou help. So die eerste persoon wat verbykom is 'n priester. As iemand gaan help, is dit sekerlik hy. Hy werk in die tempel, hy praat oor God, maar hy kyk na die man en hy loop verby. En dan kom daar 'n leviet, nog iemand wat die wet van God goed ken, nog iemand wat vir God dien, maar ook hy kyk net en hy loop verby. Die derde persoon is 'n Samaritaan, en in daardie tyd was die Jode nie baie vriendelik met die Samaritane nie. Hulle het eintlik hulle as hulle vyande beskou, omdat hulle nie dieselfde godsdiens as hulle gehad het nie. Hulle was mense met wie die Jode nie eintlik gemeng het nie. En die Samaritaan het geweet hoe die Joodse man, wat nou sy hulp nodig het, oor hom voel. En tog was hy die een wat gestop het en van sy rydier afgeklim het. Hy het die man se wonde verbind en hom daarna op sy rydier gehelp. En toe neem hy hom in na 'n herberg en hy betaal ook vir sy versorging. Sy naaste liefde het nie net by 'n gevoel gebly nie, dit het oorgegaan in aksie, in beweging. En die barmhartige Samaritaan is eintlik 'n baie bekende verhaal, maar wie van ons het al lank genoeg oor die verhaal gedink en ons eie lewe daarmee vergelyk? Is dit nie so dat ons baie redes het waarom ons nie wil of moet of kan help nie? Te min tyd, te min geld, te vuil, te anders, te nutteloos, te skelm. Ons noem dit redes, maar eintlik is dit die meeste van die tyd net verskonings. Ek self gee nie iets vir iemand wat aan my voordeur koop nie, met goeie redes. Maar wat van my bejaarde buurvrou wat alleen is? Of die buurvrou wat 'n ander seksuele oortuiging as ek het? Of die weduwee om die draai? Of die ongelowige op die hoek? Of hulle die Here ken of nie, sien en ervaar hulle sy liefde deur my?
of bevestig my optrede of gebrek aan optrede daar hulle siening of vooropgestelde idees van Christene, soos die priester en die leviet. In Johannes 4 vers 7 tot 11 skryf Johannes, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. So wat beteken dit prakties vir ons? Dit beteken dat ons nie die bron van liefde is nie, maar God is die bron. Johannes sê, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En dis die groot waarheid van die evangelie. God het nie gewag dat ons eers reg leef, voordat hy ons lief gekry het nie. Nee, hy het na ons toe beweeg, terwyl ons nog sondaars was. Die Samaritaan het by die mishandelde Jood stilgestaan, nie omdat die Jood vir hom goed was nie, nie omdat die Jood gesmeek het, dat hy hom sal help nie. Hy het na die Jood gedraai om te help, omdat hy gesien het, die Jood het hulp nodig. Die profeet Micha sê in hoofstuk 6 vers 8, Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, en dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Nou wat is geloof in aksie? Dis om reg te doen, sê Micha, om liefde te bewys en om nederig voor God te leef. En nou wil ek graag vir jou vertel van my voorbeeld van liefde, wat ek van aan die begin gepraat het. My ma word oor 'n week 80 jaar oud, en sy is in 'n huis vir bejaardes en in 'n rolstoel. En toe sy jonger was sy 'n maatskaplike werker wat 'n groot impak in mense se lewens gemaak het. Sy het plaaswerkers opgehef en hulle geleer hoe om trots te wees op wie hulle is en waar hulle bly. En later het sy 'n diensentrum by 'n gemeente begin, wat vandag meer as 20 jaar later steeds bestaan en wonderlike diens lewer. Maar soos ek gesê het, is sy vandag op 80 in 'n rolstoel. En vir baie is dit 'n rede of 'n verskoning waarom hulle nie meer kan uitreik na ander en liefde leef nie. Maar nie my ma nie. Sy bel my weekliks om te vertel van die nood wat sy in die huis raak gesien het en wat sy graag daaraan wil doen. Sy vertel nou die dag vir my van die nuwe inwoner wat met niemand gesels nie. En toe vra my ma vir die versorger om vir haar na die tannie se kamer toe te stoot. Sy wil graag met haar gesels. En vandag sit die tannie by my ma aan etenstafel en gesels land en sand. Al wat die tannie nodig gehad het, was iemand om haar raak te sien en haar uit te reik. En die Here het my ma gebruik om die tannie te laat voel dat sy raak gesien word en dat sy waardevol is. En dan bel my ma weer en vra of ek nie een van Gerrie Ben se boeke aan haar vriendin in 'n ander dorp sal stuur nie, omdat sy bemoediging nodig het. 'n ander keer bel sy weer en sy vra of ons nie iets aan die versorgers se teekamer kan doen nie. Hulle het nie tafeldoeke of iets moois teen die muur om die spasie waar hulle 'n rukkie kan ontspan net mooi te maak nie. Nou wat vir my so wonderlik is dat my ma nie haar ouderdom of haar fisiese beperkings as 'n rede of as 'n verskoning gebruik om nie die Here se liefde uit te leef nie. Sy is deeglik bewus van haar tekortkominge, maar sy loop oor van die liefde van haar hemelse Vader. En sy weet, hy wil haar gebruik om liefde te leef, daar waar hy haar op die oomblik geplaas het. Van hande gevou sit in haar eie klein wêreldjie is daar nie sprake nie. En in Johannes 13 vers 35 sê Jesus, as julle mekaar lief het, sal almal weet,
dat julle my disippels is. Nou John Burke skryf in sy boek Unshockable Love, dat Jesus mense liefgehad het, sonder om geskok te wees deur hulle gebrokenheid. Hy het nie teruggestaan wanneer hy sonde of seer raak gesien het nie. Nee, hy het nader beweeg. En in die praktyk gebeur dit egter maklik dat ons liefde net binne ons eie kringetjie deel. By met ons familie, by ons vriende, by mense wat soos ons dink en leef, by mense wat maklik is om lief te hê. En dan mis ons dikwels die mense wat ons liefde die meeste nodig het. En daarom moet ons onsself eerlik afvra, lyk ons hart soos die hart van Jesus of soos die Fariseërs? Mense was aangetrokke tot Jesus, veral die wat deur ander verwerp is, die tollenaars, die sondaars, die buitestanders. En hoekom? Omdat Jesus hulle nie veroordeel of verwerp het nie. Dieselfde mense het dikwels weggebly van die kerkmense van daardie tyd, want hulle het gevoel dat hulle nie welkom is nie, of dat hulle veroordeel word. Jesus is die voorbeeld wat ons moet nastreef. Hy het nie weggedeins wanneer hy mense se gebrokenheid sien nie. Hy het hulle nie afgeskryf of hulle vermy nie. Hy het nader beweeg. Hy het hulle raak gesien. Hy het hulle waarde gesien as mense wat deur God geskep is. Die Bybel sê elke mens is 'n meesterstuk van God. Party van ons weerspieël daardie beeld al helder, maar party van ons is nog baie vaag. Ons almal is nog besig om te groei. Ons almal is nog eintlik 'n werk wat God besig is om te voltooi. Ons ken die gebod, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Maar liefde mag nie net lippetaal wees nie. Dit moet aksie word. Dit moet liefde in beweging word. Dit moet die woord in beweging wees. Dit moet die Bybel in praktyk wees. So wanneer mense deur ons liefde iets van Jesus sien, word hulle na hom toe aangetrek. Want mense lees nie altyd die Bybel nie, maar hulle lees ons lewens. En daarom is die vraag waarmee ons vandag huis toe gaan eenvoudig. Is ons liefde in beweging? Trek ons mense nader aan Christus? Of stoot ons hulle van hom af weg? 'n man lê stukken langs die pad, af toe tussen stof en pyn. Rowers het hom kaal en weerloos en nie het alleen gelaat. Toe kom 'n priester langs die pad af, hy sien die man en stap verby. 'n Leviet ken mos God se wette, maar sy hart loop ook verby. Soveel redes wat ons noem, waarom ons nie nader kom. Laat ons liewe nou beweeg, laat dit lig en donker wees, laat dit hande wees wat heel, wat 'n stuk in 'n hart nog voel. Laat ons lewe wys vandag, wie se liefde in ons bly. Nie net woorde wat ons sê, maar 'n liefde wat beweeg. Toe kom daar 'n Samaritaan, iemand wat hulle nie wou hê, iemand wat as vyand bekend was, maar sy hart het anders gegee. Hy buig af na die man se wonde, maak dit sag met oliefeel, lig hom op sy eie rydie en betaal dat hy kan heel. Waar genade harte raak, word verskoning stil gemaak. Laat ons liefde nou beweeg, laat dit lig en donker wees, laat dit hande wees wat heel, wat 'n stuk
Laat jou liefde saam met hom beweeg. Laat ons liefde nou beweeg. Laat dit lig en donker wees. Laat die wêreld Jesus sien. In die liefde wat ons gee. Wanneer mense na ons kyk, mag hulle Jesus daarin sien. Want geloof word werklik waar. Wanneer liefde bly beweeg. Gaan dan nou en doen dit ook. Laat sy liefde deur jou vloei. Vriende, liefde en beweging begin nie by groot dinge nie. Dit begin wanneer ons iemand raak sien, wanneer ons stop en wanneer ons nader beweeg. Dit begin by 'n gesprek, by 'n oproep, by 'n hand wat uitgereik word. Mag die Here ons oë oopmaak vir die mense langs ons pad. En mag hy ons harte vul met sy liefde, sodat ons nie net praat nie, maar dit leef. Want wanneer liefde begin beweeg, begin mense iets van Jesus sien. Groetnis, tot 'n volgende keer. Vader wat hardloop, arms oop, nie veroordeel nie, maar hoop. 'n ander soort koning sag en naby met 'n kruis wat sê dit is volbring. Ek gee my beheer, ek volg die pad van oorgawe, liefde en beweging gesit. Die lewe in my, my lewe nu. Nou leef ek nie meer net vir myself nie. Lewe nie deur wat ek doen nie, maar deur wat jy reeds klaar gedoen het. Lewe want jy het opgestaan. Die graf is leeg, die dood verslaan. Lewe, jy leef en daarom ek 'n nuwe begin, 'n nuwe perspektief. Jesus, jy is my alles. In U leer ek lewe.